Goeienaand, dis weer donderdag en dis lekker om weer saam met julle te gesels. En ek dink soos julle kan sien is ek vanaand alleen, stoksiel alleen. Maar Elna was op die pad, sy's nie siek nie, daar's niks fout nie. En sy het eers 'n bietjie laat by die huis gekom, so ons het besluit sy sit uit vanaand en ons gaan almal saam en sy kyk ook en ons kyk almal en ons praat saam. So, ek gaan dalk van julle goed dalk nie sien nie. Sy het gewoonlik die foon wat alles sien. Maar kom ons gaan aan en ons kyk waar kom ons uit. Dis lekker om weer te gesels. Ons is hier in die so sterk in lydenstyd in, waar ons nadink oor dit wat Christus vir ons gedoen het. Alles rondom sy lyding. Ek dink selfs die feit dat hy 'n mens geword het, was al klaar 'n stuk lyding. Maar hoe nader ons aan Paasnaweek beweeg, my opinie daaroor is dat dit waarskynlik die belangrikste kerkfeesvieringe is. Ek weet ons hou van Kersfees en ons daar moet Paasfees wees in die sin van opstanding en so aan, maar Goeie Vrydag daarmee saam die opstanding is absoluut belangrik en ons kan nie regtig net daarby verbygaan nie. Ek sien Charlotte, baie goeienaand ook vir jou en ek vertrou dit gaan goed daar by jou. Elana, ek sien ook vir jou en ons bid steeds dat alles goed sal gaan, ook met die verkoop van jou besigheid en dat jy spoedig saam met jou kinders sal wees. Is lekker om ook die bekende name te sien as dit so verbykom. Erna, goeienaand ook vir jou. Ons is nog steeds seer oor daai bakkie van jou en ons vertrou dat daar ergens 'n uitkoms gaan wees. Dit is maar net ek het regtig nie woorde rondom dit nie. Ons kyk vanaand so 'n bietjie na Johannes 18. Nou as jy ooit, as daar iemand by jou kom, hallo Pieter, en jy is nou terug van die see af, en ek het jou Sondag al daar in die kerk gesien. As jy ooit vir iemand moet raad gee en hulle sê, waar moet ek die Bybel begin lees? Ek sê gewoonlik vir mense, begin lees by Johannes. Johannes is een van daai boeke wat ek dink makliker geskryf is en dat hy verstaanbaar is en dat hy die evangelie baie mooi saamvat. So ons kyk na Johannes 18. Ons gaan saam gesels daaroor. En ons weet dat, ons het vorige keer gepraat, dat Jesus homself sou oorgee. Hy het gesê, hy sal die wil van die Vader doen. Hy moet die lydingsbeker drink wat die Vader vir hom gegee het. En om een of ander rede het die Romeine is hulle omgepraat. En het hulle geglo dat Jesus baie gevaarlik is. En hulle stuur daar in die tuin van Getsemane, stuur hulle ongeveer 200 soldate om hom gevange te neem. Nou, dit is 'n klomp soldate met baie wapens en dan was die tempelwag ook nog daar. En nou moet jy in ag neem, hulle neem hom gevang, hulle boei hom. Maar hier is 'n stuk ironie. Net kort van tevore, toe hulle daar aankom en hulle sê, is jy Jesus van Nasaret? En hy sê, dit is ek. Toe dop hulle om, soos domino's, val hulle om. Al daai mense, met hulle wapens en al. So, hoe ironies is dit nie, dat hulle staan op, en dan sit hulle boeie aan hom. Is dit nie 'n teken van geestelike blindheid nie? Wel, 2 Korintiërs 4 vers 4 waarsku ons daarteen. Dit sê, daar's 'n blindheid by mense, wat deur Satan gevange geneem is. As jy regtig mooi daaroor dink, hande wat siekes genees het, wat dooies opgewek het, hoe maklik sou dit nie vir hom gewees het,
om net daai boeie te breek nie. Maar hy wil die wil van die Vader doen. Dat 'n offer vasgebind moet word, kry ons reg deur die Bybel. Ek dink die meeste van julle ken die verhaal van Abraham en Isak, Abraham wat in gehoorsaamheid aan die Here vir Isak sou offer, en hy bind hom vas voordat hy hom op die altaar sit, wat ook dan nou heen wys na Christus toe. In Psalm 118 vers 27 staan daar, bring die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. So, offers is vasgebind. En net soos waar die Jode hulle offerandes na die priester moes bring, word Jesus nou na die hoëpriester toegebring, wat hom onbedoeld namens die volk sou bind en uiteindelik sou laat doodmaak. En hulle bring hom na Annas toe. Nou Annas is 'n interessante figuur, 'n skelm figuur, maar 'n interessante een. Hy was die mag agter die troon in Jerusalem. Hy was hoëpriester, hallo Leni, hy was hoëpriester van 6 tot 15 na Christus. En toe besluit die Romeinse mense owerheid nie, hy is nie 'n goeie hoëpriester nie, hulle sit hom af. En hier kry ons kaderontplooiing op sy beste. Hy het 5 seuns gehad. En met sy skemas en slimmigheid en sy rykdom het hy gesorg dat die een na die ander hom opvolg as hoëpriester. En in daai tyd wat Jesus gevange geneem het, was Kajafas sy skoonseun die hoëpriester. Dis hoekom die Romeinse soldate Jesus eers na Annas toe neem. Omdat hulle geweet het, hy is die mag. Hy is die een wat die grootste sê het. So hier staan Jesus nou voor hierdie magtige Annas. Geboei, onskuldig en alleen. En hierdie verhoor voor Annas was maar net 'n voorlopige verhoor, die eintlike verhore, die amptelike verhore voor Kajafas en Pilatus sou nog kom. En dan sê Johannes in Johannes 11 vir ons, dat Kajafas die een was wat gesê het, dat dit goed is as een mens vir die nasie sou sterf. En Johannes haal dit hier weer aan. Hoekom haal hy dit hier aan? Eenvoudig, omdat hy vir ons wil sê, die oordeel teen Jesus is klaar beslis. Dis klaar. Daar gaan nie 'n regverdige verhoor wees nie. Die Joodse reg het bepaal dat getuienis aangevoer moes word, sodat bepaal kon word as iemand gevang word, of die klag werklik is of nie werklik is nie. Maar Annas vra nie getuies nie, hy vra sommer self die vraag. Hy steur hom nie aan die prosedure nie. En die interessante is, hy vra eers oor Jesus se disippels. Hoeveel is daar? Hoe sterk is hulle? Sien, hy is bekommerd oor sy besigheid. Want net van tevore het Jesus die tafels omgegooi in die tempel en hy het besigheid verloor. Nou wil hy weet, hoeveel is daar? Waar is hulle? En dan vra hy eers uit oor Jesus se leer, oor die waarheid of die valsheid daarvoor. En wanneer Jesus antwoord, dan sê hy niks van sy disippels nie. En hy antwoord, maar hy is nie aggressief nie, hy veg nie terug nie, hy dreig nie, hy vertel die waarheid, sonder kwaadwilligheid. Hy val nie persoonlik aan nie, hy gaan nie in 'n skreeuwwedstryd in nie. Ek dink ons kan nog ons leer daarmee, as ons voor mense te staan kom wat ons opponeer, hoe om hulle te hanteer. En sy antwoord in Johannes 18 vers 20 is, ek het in openbaar met die mense gepraat, ek het hulle altyd in die sinagoges en in al die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar was, en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. En met sy antwoord sê Jesus, hy ken die prosedure. Daar kan nie 'n formele aanklag teen hom wees as daar nie getuies is nie. En die hoëpriester, dit was sy plig om die getuies te bring.
maar daar was nie getuies nie. Maar Jesus sê vir hom, daar is eintlik baie getuies. In die 3 jaar wat ek bedien het, kan daar baie mense wees wat vir my getuig. Gaan haal almal wat na my stem geluister het, gaan haal hulle vir wie ek iets beteken het. Hulle sal seker iets in my belang kan sê. Gaan haal die melaatses wat gereinig is, en die krepeles wat kan loop, haal die blindes en die dowes wat genees is. Ja, waar is Lazarus? Gaan haal die hoofman van Kapernaum, Jairus, kruis hom vir Nikodemus ook, en Saggeus. Gee hulle almal 'n spreekbeurt. Die beste is, gaan kry my disippels. Hulle weet wat ek geleer het. Maar niemand het opgestaan nie. Op hierdie punt het Jesus se verdediging platgeval. Is daar dan nie een nie? En ek probeer my indink, die hartseer, die smart, wat in die seun van God se hart was. Is daar dan nie een nie? Hy wou die hele wêreld in die getuiebank inroep. En niemand het opgedaag nie. En eintlik was daar 'n getuie. Ons ken hom, die disipel Petrus. Sommer daar by die voordeur kry al kans om sy getuienis te lewer. Maar hy het nie die moed om te getuig nie. Wanneer hulle vir hom vra, maar as jy nie een van hulle nie, dan sê hy, ek is nie. Ek is nie. En ons almal weet, as jy eers nee gesê het, gaan jy moeilik daarvan af kan terugkom. Hoe moes Petrus se optrede, sy ontkenning, en almal daarna nie Jesus se lyding vererger het nie. Ons moet vanaand mooi verstaan, die verhoor van Jesus het nie in die huis van Annas opgehou nie. Ook nie voor Kajafas of voor Pilatus nie. Dis nou nog aan die gang. Hier in 2025. Dis nou nog daar in jou dorp of stad aan die gang. Steeds word Jesus geminag. Steeds word hy een kant toe geskuif. Steeds word hy by tye gespot. Dalk is ons mislukkings nie so groot, of dramaties, of bekend, soos Petrus se mislukking nie. Maar kom ons wees bietjie eerlik vanaand met onsself. Of daar nie tye en plekke is, waar ons deur ons woorde of dade, Jesus Christus verloon as ons verlosser nie. Dink bietjie so daaroor, as Petrus wat die leier van die disippels was, hierdie sterk toegewyde, loyale kind van die Here, as hy kon misluk, dan is ons nie immuun nie. Petrus is natuurlik nie verstaan dat hy in 'n geestelike stryd is nie. Hy wil ore afkap. Hy pluk sy swaard uit. Maar ons het die vorige keer daaroor gepraat, omdat hy nie gebid het vooraf nie, was hy nie reg toe die versoeking gekom het nie. Ons probeer dit ook dikwels, wanneer ons in situasies is, dan probeer ons vanuit 'n menslike perspektief reageer ons ook. Eerder om te besef dat daar dikwels 'n geestelike stryd is wat teen ons gevoer word, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Dink mooi hieroor. Nie almal in die werk is teen jou nie, maar daar is altyd iemand wat aan jou karring en teen jou is. En ons is baie keer al so dat ons in woede reageer. Deur nie te bid nie, besef ons nie dat dit 'n geestelike aanval is nie. En dan mis ons baie keer die geleentheid om vir Jesus te getuig. Dalk kon nie vir iemand gebid het. Dalk kon nie iemand vertroos het, bemoedig het, met woorde van hoop. Maar jy het nie geweet wat om te sê nie. En ongelukkig dikwels kry ons nie weer daardie geleentheid wat hom voorgedoen het nie. As jy as ouer nie in jou huis uitleef dit wat jy glo nie, watter getuienis is jy?
Suid-Afrika is statisties gesproke een van die mees Christelike lande in die wêreld. Verreweg die meeste mense beskou hulle as volgelinge van die Here Jesus. En die Here sê, daar's my getuies. Almal wat vanaand kyk, elkeen wat kerk toe gaan, elkeen wat in 'n biduur is, omgeegroep, Bybelstudiegroep, skoolkinders, besigheidsmense, huisvrouens, daar is my getuies. Ons kan baie lank praat oor ons land. En dit wat in ons land gebeur, maak ons die hoenders in. Daar's soveel misverstand en haat en onreg, maar kom ons praat nie vanaand oor ons land nie. Kom ons dink 'n bietjie saam, hoe is dit moontlik dat daar onder ons mense soveel onvrede en misverstand en gebrek aan kommunikasie is? In huwelike, tussen ouers en kinders, by mense se werke, mense wat in dieselfde kerk is, wat in kwaadheid teenoor mekaar staan. Dis nie wat Jesus ons kom leer het nie. Wat 'n pynlike vernedering moet dit nie vir die Here gewees het, toe sy disippels weggehardloop het nie. Een het hom verraai, een het hom verloor, en die res het, ag het hulle. Maar ek dink nie ons moet te hard wees op hulle nie. Hoeveel kere verloor Jesus nie die saak, omdat ons presies dieselfde doen nie? Hoe dikwels begewe ons moet ons nie? Ja, veral by ons families, ek weet nie van julle nie. Families is moeilik. Ons sal maar eerder stil bly om die vrede te bewaar, terwyl ons eintlik moes gepraat het. Gee ons die goeie nuus wat ons in ons het aan ander oor. Praat ons met mense daaroor. Dikwels dink ons, ek kan net met my lewe dit wys. Nee. Jy moet ook die evangelie uitdra. En baie dankie vir elkeen wat dit doen. Wat hardop vir almal wat dit wil hoor, en almal wat dit nie wil hoor nie, sê wat Jesus vir hulle beteken. Jy dra getuienis uit. Hoe jy vertel hoe Jesus saam met jou is, in jou swaar kry, en in jou goeie tye. En ek wens ek kan van daai stories net begin vertel, van mense wat net eenvoudig sê, die Here gebruik my, die Here is by my. Ek het 'n persoon in ons gemeente, hy is in 'n reistool. Hy is seker al 30 jaar in 'n reistool na aanleiding van 'n motorongeluk. Hy het sy eie besigheid. En hy sê, as hy dalk nie in die reistool was nie, sou mense dalk nie gehoor het, as hy sy getuies gee nie. Dis mooi. Maar daar is baie wat stil bly. En daar is geen waarborg as jy begin getuig vir Jesus, dat die Here jou gaan beskerm nie. Jesus was getrou, maar hy is doodgemaak. So 'n mens kan swaar kry, as jy begin om te praat oor die Here. En wat die swaar kry nog meer maak, is dikwels wanneer ons vir die Here getuig, het ons te doen met onbekeerde mense wat hulle harte verhard het. Troos jou daaraan, jy moet die saadjie lê. Maar net God kan die lig laat deurbreek in die duisternis. So lê die saadjie. Gelukkig eindig die verhaal nie hier nie. Jesus praat op 'n stadium voordat hy voor sy hemelvaart, praat hy met sy disippels oor hulle getuienis. En hy sê vir hulle in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. En hulle het begin praat. Annas en sy volgelinge se ore sou tyd oor die getuienis wat hulle sou aflê. So wanneer jy misluk in jou getuienis, is nie die einde van die wêreld nie.
Jy kry weer 'n kans. Kom na die Here toe. Vertel vir hom wat jy gedoen het. Of wat jy nie gedoen het nie. Hy sê jou weer 'n kans gee. Maar daarmee saam moet ek jou vra, kan die Here op jou knoppie druk? Daar waar Christus in sy evangelie weggedruk word. Sal jy in die getuiebank gaan staan en jou getuienis helder en onverskrokke lewer? Wel, jy het die belofte dat die Here vir jou krag sal gee om dit te doen. So gaan doen dit. Amen. En ek moet sê, baie van die vir wie ons vanaand gaan bid, doen dit. Te midde van hulle siekte, doen hulle dit. En ons eer die Here daarvoor. So kom ons bid vir hierdie mense van ons, en ek wil daarom net vooraf sê, oom Mike Maatjan, hy is 54, as ek my somme reg het, 54 jaar getroud. Baie geluk, oom Mike. Ek sien daai foto van julle troudag, 'n mooi man gewees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand weer kan saam bid. En mag elkeen van die wie se naam ons noem, 'n helder getuie vir u wees. Te midde van pyn en swaar kry, te midde van hulle omstandighede. En ons kom, Here, en ons bid opnuut vir Linel, en Anel Christo en Charlotte Wombrands, vir Martin en vir Letitia en Elsie Vos en Christophe. Dankie, Here, dat hulle getuienis dikwels oorverdowend is. Maar ons bid dat U hulle sal aanraak, volkome gesond sal wees. Ons bid vir die sendeling, Johannes Maree, vir die lewerkanker, vir Annelien, vir Pieter en Marina de Vos en Marinda Leroux, vir Theresa. Ons plaas hulle in U hande, Here. Raak ook vir hulle aan. Ons bid saam met Martin en Erna Pelser, ook vir 'n oplossing in hulle situasie. Ons kom plaas hulle opnuut voor U, Here. Ons dink vanaand ook aan klein baba Eliana. Ag, Here, daai hartjie wat nie goed is nie. Ons plaas haar in U hande. En Here, sonder dat ons hom ken, bid ons ook vir U Landry. Daai seentjie wie se arm afgeruk is deur 'n krokodil. Ag, Here, ons bid dat U met hom en sy familie sal wees. Ons bid vir Sonja en vir Kobus van Sail, Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en vir Russell, vir Joan van der Berg. Ons eer U vir hulle, Here, en ons bid dat U hulle sal versorg en sal genees. Ons is saam met oom Mike bly oor hierdie kosbare jare wat U vir hom gegee het, saam met sy eggenoot. Ons eer U daarvoor. Ons bid dat U vir hulle steeds mooi jare sal gee, ook gesondheid. Ons bid ook vir Elsabeth Pieterse en Isak Jonker en Elsie Paard, vir Marie Klaasen, vir Elmarie. Ons bid vir Thys Potgieter, wat daar in die hospitaal is, Here, dat hy spoedig ook ontslaan sal word, vir U 'n getuie sal wees van sy genesing. Ons bid vir Tyra Ray en vir Adele Marks, en Trudy Divisson en Letty en Linda Vermeer, en Nora Mentjies en Jonette Toy. Here, ons is die name lees, plaas ons hulle voor U. Van hulle kom hulle lank pad, Here, met hulle siekte en hulle pyn. En ons bid, help vir hulle. So ook vir Andries Pretorius en klein Leon.
Ons bid vir Antigog, Here. Ons plaas haar opnuut in U hande. So ook vir Ingrid Kuyhoed, klein 2-jarige Nevia. Ons bid vir Henny en vir Elsie Kien en Jacques, en Tannie Audrey. Here, maak U hulle paai gelyk. Hulle U sal ken en naby U sal lewe, maar wil ook vir U die eer sal gee, dat U vir hulle nuwe krag gee elke dag. Ons bid vir Nicolien Tolmay en Anandi en Karen, Susan Foyle en Jan en Alicia, vir Willem, vir Marie, Wash van der Merwe. Here, kom in, dat hulle besef U is by hulle teenwoordig. U is hulle Immanuel, God met hulle. Ons bid ook vir Hein en vir Christo en Hanley. Bid vir Clarissa Swarts, Here. Ook met gaan vir daai operasie. Maar dit 'n klomp geld kos. Ons verstaan niks daarvan nie. Maar ons bid nou, Here, dat dit afgehandel sal word. Dat sy gesond sal wees. Steeds bid ons vir Marinda en Kobus vir hulle besigheid. Alles ten goeie sal meewerk. Ook vir Marius wat die hospitaalkiem gekry het. Here, ons hoor en hoor al hoe meer gerugte van mediese fondse wat minder betaal. Wat 'n klomp stres en druk op ons mense sit. Here, ons bid dat U self uitkoms sal gee. Ook in elkeen se persoonlike geval. Kom, Here Jesus. Kom lei U vir ons. Amen. Was wonderlik om saam met julle te gesels. Nou ongelukkig volgende week is ons albei op die pad. Ons is op pad Hoedspruit toe. So ons gaan nie volgende week hierdie uitsending hê nie, maar ons sien mekaar dan as alles goed gaan oor 2 weke. Mag die Here vir jou seën, mag hy deur sy wonderbare krag vir jou die sterkte gee om in jou getuienis te volhard elke dag. Ons gesels weer met mekaar. Die Here seën julle. Totsiens.